As ons in verhouding met God wil staan, het ons laasweek gesien, gaan daai verhouding nie oor ons nie. Jakobus praat en hy deel met ons hierdie idee van julle bid my, julle kry nie, julle vra my, julle ontvang nie, want alwaar het vir julle gaan is oor julle self. En laasweek het ek gesê, as jy in verhouding met die Here wil staan, net soos wat julle in 'n huwelik al gesien het, in enige verhouding eintlik, op tye gaan dit goed en op tye gaan dit sleg. Op tye voel jy eufories in jou, jy voel jy's na honeymoon tydperk, jy voel net dit gaan great. En op ander kere voel jy moet stry, jy moet werk en jy moet onder konstruksie wees in die verhoudings. En soos met die Here ook, en hy sê dat die verhouding gaan nie altyd lyk soos wat jy dink nie, maar die Here vra vir jou om jouself te verloon, om jouself te sê, maar dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor wat ek wil hê nie, dit gaan oor wat God wil hê. Hierdie verhouding met God, het ons laasweek gesien, gaan glad nie oor my behoeftes nie, maar oor wat God in my lewe wil doen. Dit wat hy begin het met die grondlegging van hierdie wêreld, dit wat hy deur Christus kon doen het, dit wat hy deur die uitstorting van die Heilige Gees gedoen het, en wat hy tot vandag toe mee besig is om my en jou nader aan hom te trek, sodat ons 'n dieper verhouding met hom kan hê. En daardeur gaan dit op die einde van die dag, dat wanneer ek bid vir selfsugtige, vir myself, vir my eie koninkryk, vir dit wat ek wil hê, dan mis ek die punt van 'n verhouding met die Here, want daai verhouding met die Here is dat ek, die volle ek, die ek wat God geskep het, om totaal en al in verhouding met hom te wees, sonder enige vlekke of enige probleme, of enige gapings in ons verhouding. God probeer my daar kry, sodat ons so kan leef. So as ons vanoggend dan nou weer teruggaan na hierdie verhouding toe en vir onsself vra, hoe lyk daai verhouding, hoe verdiep ek daai verhouding, wat moet ek doen nou dat ons stil geword het, nou dat ek by die Here is en ek sê Heer, maar ek wil hierdie verhouding verdiep. Die eerste ding wat jy doen is skuldbelydenis, sondebelydenis. Die eerste ding wat jy doen as jy wil sê, maar Here, ek wil nader in U beweeg, is ek moet kan sê, maar Here God, ek besef ek maak foute. Here God, ek besef ek is nie altyd op die regte plek op die regte tyd nie. Besef ek het nie U woord gehoorsaam. Ons is in hierdie wêreld gebore, in sonde gebore. Die wêreld waarop ons loop, het God gevloek en gesê, maar hierdie wêreld sal sonde hê. As jy Genesis gaan lees, dan besef jy, niks rondom ons is volmaak nie. En alles wat rondom ons is, wat ons self is, wil weg van die Here af. En daarom kom hy en hy trek ons nader. Daarom moet ons ook besef, maar ek is nie volmaak sonder God nie. Ek is nie oké sonder God nie. Ek moet nader beweeg aan die Here. En daarom is daar 'n oomblik wat ons net moet besef, ek moet net vir die Here gaan sê, ek besef ek is nie goed genoeg. Dit my optrede sukkel ek nie. En in dit sê God, maar ek het my seun vir jou gegee, in dit is jy goed genoeg. As ek vir jou kyk, deur my seun is jy genoeg. Maar eers moet ek en jy tot die besef kom dat ons sonde het. Soos jy voor die Here kom in nederig en stilte, kom lê jou hart voor hom en sê vir hom, vandag kom ek voor U nederig om my sonde te bely. Ek erken ek is dikwels vol dade en tekortkominge en ek gehoorsaam nie altyd wat U sê nie. In die woord sê die Here, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die huis van slaverny gelei het. Jy mag geen ander God voor jou aangesig hê nie. Jy mag jou geen
gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel of onder op die aarde, of in die waters onder die aarde is nie, jy mag jou voor hulle nie neerbuig of hulle dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdade van die vaders besoek aan hulle kinders. Aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek bewys barmhartigheid en duisternis en barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbeid en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here, jou God. Dan mag jy geen werk doen. Of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of vee of vreemdelinge wat by jou hoorde is nie. En ek dink as ek daai teks lees, dan kom ek agter eers, maar dit is eintlik bitter maklik om uit die woord van die Here, uit dit wat hy my vra, uit te trek. Deur daai eerste deel wat hy sê, naas my mag jy geen ander God hê. En ek dink dis die groot ding wat ons moet bely as ons in die teenwoordigheid van die Here wil kom, is ons verhouding wil verdiep is, dat ek ander afgode dien. Dat ek ander goed het waarmee ek my tyd spandeer eerder as met God. Dat ek soveel ander goed my aandag gee wat nie belangrik is nie en ek gee nie aandag vir God nie. Geld, sukses, my eie begeertes, dit wat op die selfoon aangaan, of ek nou Facebook, Instagram, TikTok, ek spandeer soveel tyd daarin tog, het dit geen waarde vir my verhouding met die Here nie. Maar ek maak daai ding so af, dat ek spandeer soveel tyd, en wanneer die Here op my hart lê, maar spandeer net die tyd met my en sê, ek sal nou net nog een, net nog bietjie. En so is ons iewers anders as by God. Soveel goed wat ons aandag aftrek, wat ons sê, maar Here, wag jy nou bietjie, ek is net besig hier. Goed wat ons eintlik 'n afgod maak. Geld najaag. En ek dink dis die ding wat die meeste gesê word in die kerk, en die meeste van die tyd as ons nou sê, mense jaag geld na en hulle maak dit 'n afgod, dan slaan almal al weer toe, want dis nou weer die dominee wat dieselfde ding sê. So hoeveel keer het ons dit al gehoor? Gaan kyk in die woord, hoeveel keer preek Jesus oor geld. Hoeveel keer preek Jesus oor geld, dan kom jy agter, maar daai tyd was dit al 'n probleem, vandag is dit nog steeds 'n probleem. Geld is vir ons belangriker as God. Dit wat ek wil hê, my eie begeertes, my eie aansien is my belangriker as God. Hy praat met die ryk jong man en hy sê vir hom, gaan verkoop alles, gee dit aan die armes en kom volg my. Hy sê, dit gaan nie oor my en jou nie. Dit gaan oor die verhouding. Dit gaan nie oor wat ek wil hê nie, dit gaan nie oor my aansien nie. Dit gaan oor die verhouding met God. Dit gaan oor dat ek myself verloor en hom volg. So wanneer jy jou verhouding wil verdiep, die eerste ding wat jy sê is, ek wil kom staan raak. Tweede ding is, jy bely daai wat 'n gaping bring tussen jou en God. Want wat doen sonde eintlik in daai verhouding? In 'n verhouding met God, wanneer ek en jy sê, maar ek wil nader in die Here beweeg en ek bely nie my sonde nie en ek sit nie die goed in die lig nie, is al eintlik 'n gaping wat gebeur tussen my en God. Ek kan nie God se stem hoor nie. Want die sonde is in die pad. Maar die oomblik as jy dit bely, dan vat God alle goed weg, deur Christus, deur die bloed van Christus, en ek en jy het 'n oop kanaal tot die Here.
Ek dink jy, laasweek het ek ook gesê, een van die grootste leuns van die vyand is, dat hy sê, maar jy wat hierso sit, die dominee kan dalk 'n direct line tot die Here hê, maar julle wat hierso sit, die vyand sê, nee, jy kan nie, jy's nie goed genoeg nie. Dis 'n leuen wat die vyand vertel, jy self kan God se stem hoor. Maar sonde kom en keer ons om haar te wees, om in die teenwoordigheid van God te wees. Ek beleef dit in my eie lewe, goed waarmee ek struggle, wat ek weet die Here nie in my lewe wil hê nie. En hoe meer ek dit doen, hoe meer kry ek skaam om na die Here toe te gaan. Wat doen die sonde, die vyand se leuen sê van, ek kan nie na die Here toe gaan nie, hoe verder beweeg ek weg van die Here af. En as ek weer sien, dan, Here, maar hoekom is jy nie by my, hoekom hoor ek nie die stem nie? Maar in 'n oomblik van sonde, skuldbelydenis en daai, kom ek weer in die teenwoordigheid van die Here. Kom die Here en sê, ek vat alle goed weg. En nou kan ek en jy praat. Nou kan ek en jy met mekaar deel. Jakobus 4, wat ons laasweek so gelees het, ek gaan nie nou weer die hele teks lees nie, maar praat oor die konflik en die twis wat in die wêreld is, kom vanuit ons harte uit. Dit kom vanuit ons innerlike konflik en twis. Nou jy kan van sielkundige artikels lees, maar dis die seerplekke wat binne in my is, as gevolg van ander mense sonde, my eie sonde, as gevolg van die wêreld, wat maak dat ek konflik en twis onder mense. So omdat ek seer het, nou maak ek ander seer. Dis wat sielkundige sê. Dis wat hierdie teks van Jakobus ook sê. En dis ook wat God dan sê, kom en bely hierdie goed, hoor my. Wanneer jy uit die teenwoordigheid van God uittree, en die sin daarvan, dat wanneer jy sy stem hoor, maar jy kan nie, bely jou sonde. Dan sal dan meer gawe wees. Dis nie jou. Die tweede ding, of die derde ding, so is eerste, jy moet stil word, jy moet iewers stil word. Dan is dit skuldbelydenis, dan is die volgende ding, jou verwagting. En ek dink dis ook 'n punt wat ons regtig die pot heeltemal missit. Ons het nie 'n verwagting as ek die Bybel mee gaan lees nie. Ons het nie 'n verwagting dat die Here regtig met my wil praat nie. Ek verwag nie dat die Here met my sal praat. Hoekom gaan die Here met my praat? In die oomblik wanneer ek die Bybel oopmaak, ek weet nie wat ek lees nie, so ek het nie regtig verwagting dat die Here gaan iets sê nie. Ek het nie 'n verwagting dat die Here iets gaan kom doen. Ons verwag stilte. En ons verwag nie meer dat die Here kommunikeer. A.W. Tozer het gesê, a person that does not expect to hear God won't. Because every single thing God speaks, they will discount as their own idea. Elke keer as God praat, sal ek dink, is my eie gedagte, so dis nou net dis nie hier nie, so laat dit gaan, ek is so vol van my eie goeders, ek verwag nie die Here gaan iets sê, so as die Here hoor, dan sit ons nou in elk geval met my eie stem. Ons het so al vergeet om regtig 'n verwagting te hê van die Here wat praat met jou. Ek lees in Johannes 10 vers 27 tot 30. Richard sit maar vir ons op. My skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal tot in ewigheid nooit verlore gaan nie. En niemand sal hulle uit my hande ruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal en niemand kan hulle uit die hande van die Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. My skape luister na my stem en ek
ken hulle en hulle volg my. Die eerste stuk sê klaar net vir my, as jy 'n skaap van die goeie herder is, as jy 'n kind van God is, hoor jy sy stem. Punt klaar, daar's nie vrae daaroor nie, jy kan sy stem hoor. Jy wat hier sit, kan God se stem hoor. En ek lees hier Psalm, ek lees Johannes, en dan kom ek agter, maar God sê, jy moet 'n verwagting hê, as jy my stem wil hoor, moet jy verwag dat jy dit gaan hoor. Verwag dat die Here nie met jou wil praat nie. Nie 'n verwagting hê dat ek nie God se stem gaan, maar verwag jy werklik wanneer jy die woord oopmaak, dat jy God se stem gaan hoor? Of verwag jy om net 'n teks te lees wat nie sin maak nie? Verwag jy dat iemand anderste namens jou iets gaan sê, soos kyk maar net 'n video? En hopelik antwoord iemand my vraag. Of verwag ek dat wanneer ek in die woord ingaan, dan gaan die Here dit openbaar wat ek van vra? Dat wanneer ek die Here vra, maar ek verwag om uit hierdie woord uit die stem te hoor. En dan berei hy voor dat hy gaan. Dat in daai oomblik van stilte en daai teenwoordigheid van God, dat jy gaan hoor met die Here praat uit sy woord uit. Taktiek van die vyand is om ons te laat dink dat ek en jy nie goed genoeg is om God se stem te hoor. Dat ek en jy te vuil is, te ver, te min, te leeg, te niks werk om die stem van die Here te hoor. En as jy 'n skaap van die Here is, as jy kind van die Here is, kan jy sy stem hoor. Ek lees Psalm 27 vers 13 en 14, dan lees ek dieselfde idee, die psalmdigter skryf hierso. As ek daarom nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal beleef in die land van die lewendes nie. Net gedaal. As ek daarom nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal beleef in die land van die lewendes nie. Hy sê, as ek dit nie geglo het nie, sou ek dit nie gehoor het nie, maar omdat ek dit glo, weet ek hoor die stem van die Here. Ek weet ek kan sy stem hoor. Wag op die Here, wees sterk, hou moed, ja, wag op die Here. Hy moedig ons aan om te sê, glo jy gaan sy stem hoor, en dan wag jy geduldig dat hy praat. Wees geduldig en wag op die Here. Die verwagting dat hy gaan praat, en rondom daai verwagting, dink ek, is die laaste punt wat ek vanoggend wil maak. Is jou gebed rondom daai verwagting. So as jou verhouding wil verdiep, is die eerste ding wat jy regtig moet doen, is om stil word voor die Here. Die tweede ding wat jy moet doen, is sondebelydenis. Die derde ding wat jy moet doen, is jy moet 'n verwagting hê dat die Here met jou gaan wil praat, en die vierde ding is jou gebed rondom daai verwagting. Wat bid jy? Wat verwag jy? Wat is dit wat aan die gang is? Hoekom het ek 'n verwagting? En dan gaan lees ek iets wat ons 'n ruk terug al oor gepreek het in Habakuk. Habakuk praat dan hoofstuk 1, julle kan dit gaan lees, sê, maar Here, hoe lank moet ek nog wag op u stem? Hoe lank moet ek nog wag voordat ek u hoor? Habakuk bevind hom in 'n plek waar hy chaos rondom hom is. En hy uiter homself en hy sê, Here, ek weet nie meer nie. Ek voel hierdie chaos, ek voel hierdie de mekaar, ek voel net niks werk vir my nie. Hy lê sy hart voor die Here neer. Hy laat alles uit. Hy sê vir die Here, maar ek voel hierdie verhouding is onder konstruik. Ek voel ek wil nader aan U, maar ek weet nie, ek hoor nie U stem nie. Hoe lank moet ek nog wag? Hy voel iets is nie lekker nie. En sê alles, al sy emosies sit hy op die tafel, al sy gedagtes, alles sit hy op die tafel, sit hy aan die voete van die Here. Hy laat dit als uit.
'n gebed rondom die Here. En ek dink baie keer eerstens as ons 'n verwagting het om die Here se stem te hoor, dan dink ons as ek bid rondom dit, dan moet ek vroom en net die mooi regte woorde hê en net die presiese goed sê, sodat wanneer ek goed genoeg bid, dan sal die Here met my praat. Maar Habakuk kom en ek wil amper sê, hy braak sy emosies. Hy sit dit al net op die tafel. Nie mooi woorde nie, nie die regte idees nie, net die Onse Vader nie. Hy sit alles op die tafel. En hy sê, maar ek het 'n verwagting om nie te hoor. Want in hoofstuk 2 lees ons, hy sê, ek gaan op na die wagtoring toe. So hy besef, hier in die stad waar hy is, in die chaos waar hy is, hier in die mekaar waar hy is, kan hy nie God se stem hoor nie. So hy gaan uit, hy tree uit dit uit, en hy gaan op, klim in 'n wagtoring, en in daai tyd, soos baie van julle ook dan nou sal weet wat nog in die weermag was, 'n wagtoring is 'n plek waar wag kom sit, wat hoër is as die chaos hieronder, as vloervlak. So hy sit daar bo, en hy kan uitsien tot op die horison, kan sien wat kom aan. Habakuk sê, ek het 'n verwagting dat die Here met my gaan praat, ek het alles op die tafel gesit, vir hom gesê wat aangaan in my hart, en ek gaan uit dit uittree, en ek gaan sit en wag om te hoor wat die Here vir my sê. Hy kan sien tot op die horison, hy kan sê, ek kan sien as die Here aankom, ek kan na ver, weet ek al, die Here wil met my praat. Ek wag vir hom, hier in stilte, dat hy kan kom praat. Habakuk sit daar, tot die Here hom antwoord. Hy sê, geduldig hierso, gaan ek wag tot die Here met my praat. En ek dink dis 'n ander ding wat ons ook baie keer doen, is ek maak die woord oop en ek sê, Here praat met my, en ek lees die teks en ek maak die woord toe en ek loop en ek het gesê, maar Here, jy het nooit met my gepraat nie. Jy het nooit geluister nie, jy het nooit tyd gegee vir die Here om te praat nie. Ons almal ken daai een persoon, is gewoonlik 'n tannie by 'n sweetie winkel, as jy al inloop, sy praat jou ore van jou kop af. Jy kry niks, jy kan nie 'n woord sê nie, jy kan nie eers sê ek sê net 'n Coke en 'n paai nie, want sy hou aan praat. En baie keer is dit wat ons met die Here doen. Here, ek wil hoor wat U te sê het, maar ek gaan net aanhou praat, ek gaan net aanhou goed sê en nooit wag dat U kom praat nie. So deel van daai gebed wat jy het rondom jou verwagting is, Here, ek gaan nou stil bly. Kom en praat. Dan vat jy daai woord en jy lees en jy lees. En jy lees dalk net 3 verse, of jy lees 'n hoofstuk. Maar wanneer jy daai gelees het, dan mediteer jy daaroor, jy vra vir die Here, wat wil U vir my sê, en jy bly stil. Die Here gaan jou antwoord deur jou gedagtes, deur sy stem met jou te deel, deur mense, maar jy bly stil en luister. Wat is die goed wat jy kan verwag om te hoor? Want jy kan baie goed hoor, maar hoe sê ek nou maar dis die Here en dis my eie gedagtes. In daai stilte is dit baie maklik vir my gedagtes om oor te neem en ek sit daar en ek weet nie wat aangaan. En ek kan nie onderskei nie. Die Gees van onderskeiding sal in jou wees en ek glo wanneer die Here wil hê jy moet sy stem hoor, gaan jy daai onderskeid redelik maklik kan tref. Maar ek weet ons bevraagteken onsself baie en baie keer wonder ons self oor, is dit nou God se stem of nie? So ek wil die vraag afvra, wie is God? Want as jy weet wie is God, dan weet jy wat hy sal sê. In die sin daarvan, dat iemand tree nie buite sy karakter op. God sal nooit buite sy karakter optree nie. So wanneer hy met jou praat, sal nie buite God se karakter wees. Jy leer God se karakter in die woord, jy moet tyd spandeer in die woord om God se karakter te leer ken. Want wanneer jy stil bly vir hom vra, maar Here, ek wag vir hom te praat. En jy is onseker, dan weet jy.
of dit God is, want dit is in God se karakter, of nie. Ek dink die maklikste plek vir ons om gou te begin is daar soos mense wat slimmer is as ek en jy jare terug geleef het, wat gesê het, kom ons som gou hierdie ding op. Ons vat die woord en dan som ons dit op in 'n paar sinnetjies, sodat ons mekaar kan sê, want dis wat ons moet verwag van. Dis wie God is, dis wat die geloof is. En ons noem dit 'n geloofsbelijdenis. Julle almal ken die geloofsbelijdenisse van die kerk. Daar is ons 6. Die een wat ons die algemeenste ken is, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En dan kan ek eintlik net los en jy gaan aangaan in jou kop en julle sin verder en die hele ding kan opsien. Daai geloofsbelijdenisse is nie net NG Kerk se nie, dit is 'n algemene geloofsbelijdenis van die geloof. Dis protestante, waarin ons deel is, dis charismaties, waarvan AGS, of kom ons sê Pinkster eerder, AGS en so aan. Rooms-Katholieke het dieselfde ding. Hulle onderskryf, die ortodokse het ook hierdie geloofsbelijdenis. Ons almal sê een ding ten minste saam, is ek glo in God die Vader, die Almagtige. So wanneer ek bid en ek sê ek het 'n verwagting om die stem te hoor en ek is onseker wat ek wil hoor, is die eerste ding wat ek vir jou wil sê is, ons bely dat God almagtig is. So verwag om iets te hoor wat net 'n almagtige God kan doen. Hy het die hemel en die aarde geskep. Hy kan in jou lewe skep. Hy kan daai verhouding skep. Hy het alles gemaak. Hy is almagtig. So as jy verwag dat 'n almagtige God in jou lewe gaan inspreek, hoe gaan daai klink? En dan glo ons in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here. Johan het in sy preek gesê, wat nou 'n hele ruk terug is, dat Here is 'n ander woord vir baas. God is jou baas. Nou, daarmee is dit 'n baie, ek onthou die week voor het dit al opgekom en mense het my gevra, maar hoe kan God my baas wees en my Here? Want 'n baas is 'n ou wat agter jou staan met 'n sweep en vir jou wil sê, dis wat jy moet en werk so. Maar die Here, Jesus Christus, is nie dit nie, hoe vereenselwig ons daai. As ek sê God is my Here, as ek sê God is my baas, beteken dit eintlik, ek sê, ek stel myself tweede, en ek sit die Here bo my. Dit wat hy van my verwag, dit sal ek doen, dit wat hy vir my vra, doen ek, omdat ek hom daar sit, nie omdat hy daar is, in die sin van, hy kom druk my onder sy duim en sê ek is daar nie, maar omdat ek en jy die keuse maak, om hom daar te plaas. Want dit is die eer wat hom toekom. Jesus Christus, so ek wil net gou, en Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is uit die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, gelyd onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterwe het en begrawe is, en ter helle neergedaan het. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader. So, as ek hierdie geloofsbelijdenis lees, en ek sê eerstens as ek bid, en ek het 'n verwagting van 'n almagtige God, wat gaan praat. Tweede, lees ek hierdie, en ek sien, dit is my Here, my redder, iemand wat gekom het na die aarde toe, wat gesê het, ek gaan deur dieselfde goed gaan, as wat jy gaan. Ek gaan lewe op hierdie aarde, ek gaan ly onder Pontius Pilatus, ek gaan sterwe
gaan opstaan en ek gaan opvaar. So die tweede ding wat jy regtig moet verwag is, dat dit iemand is wat verstaan waartoe jy gaan. Dat wanneer ek 'n verwagting het terwyl ek bid, terwyl ek wag om te hoor wat hy wil sê, dan verwag ek dat die persoon, die God, weet waartoe ek gaan. Die persoon van Jesus, wat deur lewe gegaan het soos wat ek en jy doen, want hy het 'n antwoord, want hy weet hoe jy voel. Van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. As jy verwagting het, daai verwagting moet wees rondom 'n God wat sal kom oordeel. Nie ek en jy wat moet oordeel en sê hoe sleg of hoe iemand gestraf moet word vir hulle optrede. Maar dat wanneer ons by die voet van die Here gaan sit en sê, Here God, maar ek kort hier, ek wil die stem hoor, en ek wag om sy stem te hoor, kom ek verduidelik vir julle 'n prentjie, want ek dink dit is 'n ding waarmee ek struggle en ek weet nie om dit te vertel. Ek sit met iemand wat ek dink regtig aangejaag. En daai tipiese goed wat jy nie iemand anders voor kan laat vergeet nie. Ek kan nie daai vergeet nie, want hoe kon jy so iets doen? En ek gaan sit by die Here en ek sê vir die Here, maar hoe laat U hierdie ou op die aarde rondwal? Hoe kan U dat hierdie ou nog lewe na wat hy gedoen het? En dan sê ek vir die Here, God, kom praat net met my en verduidelik net vir my, hoe kan dit nog aangaan? En dan kom die Here en hy sê, ek is die een wat oordeel, nie jy. So wanneer ons partykeer verwagting het dat die Here moet kom praat, moet ons ook besef dat dit hy is wat oordeel, nie ek nie. Daai verwagting dat God uit sy persoon gaan kom praat en sê, my persoon is die een wat sal oordeel, nie hy nie. Dan gaan ons aan, ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die Heilige Gees. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo dat die krag van die Gees, wanneer ek bid, verwag ek dat die Gees my kan oorhaal. Die Gees wat binne in my is, die Gees wat die Here uitgestort het in my. Ek glo in hierdie gemeenskap van gelowiges wat ons is, wat ons met mekaar het, dat ons kan sê, maar Jesus, ek struggle met die, help my. Of wat ek kan sê, hier is ek, die Here sê ek moet iets kom doen, wat kan ek doen? So terug by, as ek bid, en ek het verwagting dat die Here gaan praat, wat kan ek verwag dat hy gaan sê, is dat hy gaan sê, daar's 'n geloofsgemeenskap, gaan praat, gaan wees tussen hulle, gaan vra vir ondersteuning, of gaan bied jouself aan. Die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. So is daai geloofsbelijdenis afsluit. Ek het 'n verwagting dat ek kan uit die dood uit opstaan. Dat ek lewe saam met Christus in die ewige lewe. So wanneer ek bid, verwag ek dat hy met my gaan praat. Wanneer ek onseker is, wie hoor ek? Begin by die Bybel, begin by geloofsbelijdenis, begin by wie God se persoon is.
jy nie seker is. As dit jou eie genade is, of as dit God se genade is. Die ding is, om in so 'n verhouding te wees, wat konstant onder konstruksie is, raak ons moeg, en ons dink partykeer, maar Here God, hierdie verhouding raak nou moeilik. Ek het nie meer die energie om aan te gaan. Maar ek wil nader kom aan. Ek wil 'n verhouding hê. Dan is dit eintlik redelik maklik om te besef. As ek my verhouding wil verdiep met die Here, hoef ek nie veel te doen anders as om stil wees in sy teenwoordigheid. Die sonde te bely, alles wat tussen my en die Here is, net weg te vat. Sê, ons sit in die lig, en wanneer dit in die lig is, dan het dit nie krag nie. Dan is 'n verwagting redelik maklik om te gooi. Soos jy die verhouding met die Here wil verdiep, moet jy dit sien as 'n groot werk, en dit is nie, soos ons laasweek ook gehoor het, nader tot my en ek sal tot jou nader. As jy in sy teenwoordigheid gaan sit, sal hy kom en jou antwoord. Amen. Here God almagtig, so baie dankie dat ons vandag hier in die teenwoordigheid kan wees. So baie dankie dat ons U kan hoor. Here God, ek bid vir elkeen wat hier so sit. Ek bid dat U sal kom in hulle lewe in, en daar waar hulle in die week net gaan sit en die woord oopmaak, en vir 'n oomblik net weer staan daar, dat hulle U stem sal hoor, sonder twyfel, dat hulle sal weet U het nou met hulle gepraat, en daardeur dan vashou in die verhouding. Here God, dat hulle 'n verhouding met U sal vind as 'n fees, die fees wat dit is, al is dit onder konstruksie, al is al werk om te doen, en al is al altyd nog 'n volgende ding wat ons mee besig is. Weet ons, hierdie verhouding is wonderlik, en dat hulle dit ook so sal beleef. Dat selfs wanneer dit moeilik voel, dat hulle sal besef wat sy waarde. Here God, dankie vir die geloofsgemeenskap wat ons is, dankie vir gesinne wat hier sit, dankie vir vriende, dat U mense oor ons pad stuur, sodat by ons 'n pad kan stap. Here God, wys ons waar en wie ons moet ondersteun, waar ons geloofsgemeenskap moet gaan optree. Here God, maar meer is dit. Dit is dat ons mekaar sal begin bid. Mekaar se laste so in gebed sal dra. Dat ons werklik as gemeenskap saam sal staan. Here God, dankie dat U ons luister wanneer ons praat, dankie dat ons kan deel, dankie dat U weet wat in ons harte aangaan, en dat ons by U voete kan kom, dat ons oop en eerlik kan praat, dat ons met U kan stry en gee en emosies deel. Maar dis partykeer nie die mooiste prentjie nie, as in partykeer die mooiste woorde nie, weet ek iemand. Wanneer ons by U voete kom sit. Ons loof en ons prys U, U teenwoordigheid en in elke dag van ons lewe. Amen.